Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, ons gaan voort met Johannes 12 en by vers 25 vandag. Ekskuus, vers 24. Vers 24, nadat Jesus nou gesê het, die uur het aangebreek en die Seun van die mens moet verheerlik word, sê vers 24, Amen, amen, ek sê vir julle, as 'n korrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Hierdie teks word natuurlik deur Paulus aangehaal in 1 Korintiërs 15 vers 36. En ek en jy moet bietjie dink hieroor. In die eerste plek is dit definitief op die Here Jesus Christus van toepassing. Daar's geen twyfel daaroor nie. En die feit dat hy sy lewe afgelê het, dat hy gesterf het, en die vrug daarvan is ons almal. Elke liewe gelowige op hierdie aarde is die vrug van daai koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het. Besef jy dit? Ons almal is die vrug hiervan. Maar, en ons gaan dit môre verder uitwerk en verder sien, Johannes skryf dit ook met die bedoeling om te sê, dit gaan met ons ook gebeur. Ons gaan ook ons lewens verloor. Maar wanneer ons sterf, dra dit baie vrug. Vriende, in Johannes se tyd het mense gesterf, ek praat van die Christene, het baie van hulle gesterf omdat hulle vervolg is en deur vervolging doodgemaak is. Ek en jy gaan dalk nie op dieselfde manier sterf nie. Ons gaan dalk deur siekte of ouderdom sterf. Maar mag dit so wees. Mag dit waar wees van my lewe. Dat dit baie vrug dra. Selfs na my dood. En die enigste nalatenskap wat ek kan los, wat gaan vrug dra, is my verhouding met die Here Jesus Christus. En die feit dat ek 'n pad loop met hom. En die feit dat ek sy liefde en sy lewe uitleef. Mag jy dit doen? Amen. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie teks. Ja, Here, dankie dat U U lewe geoffer het. En dit het baie vrug gedra. Gee dat ons lewens ook mag vrug dra. Tot eer van U heilige naam. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.